het alles begin met die liefde. U het die berg uitgeklim, die kruis op u skouers. Het my kruis gedra. Ver was ek weg, diep my skande, maar die bloed het gevloei, en in daardie oomblik is alles betaal. Die dierste prys is vir my betaal. Op die berg van oorwinning staan ek nou hier, want niks kon die liefde keer. Hier voor die kruis lê ek alles neer, want niks vergelyk met die offer, Heer. U is waardig, Jesus, Heer. U is waardig, Jesus, Heer. Dis alles volbring deur die liefde, dis alles volmaak deur die bloed, en in die opstandingskrag sal ek sing, sal ek dans, sal ek leef. Die berg van oorwinning staan ek nou hier, want niks kan die liefde keer. En deur die kruis het ek triomfeer, heel gemaak deur die offer, Heer. U is waardig, Jesus, Heer. U is waardig, Jesus, Heer. In die donkerste nag het die lig gekom, en die dood is verslaan deur die lewe. Ek staan onbeskaamd, hier is ek vrygemaak. In die donkerste nag het die lig gekom, en die dood is verslaan deur die lewe. En ek staan onbeskaamd, hier is ek vrygemaak. In die donkerste nag het die lig gekom, en die dood is verslaan deur die lewe. En ek staan onbeskaamd, hier is ek vrygemaak. Op die berg van oorwinning staan ek nou hier, want niks kon die liefde keer. Hier voor die kruis lê ek alles neer, want niks vergelyk met die offer, Heer. U is waardig, Jesus, Heer. U is waardig, Jesus, Heer. Dit het alles begin met die liefde. U het die berg uitgeklim, die kruis op u skouers. Het my kruis gedra. Woordstille nacht van vrede.
sterfvelders. Kerstmis kom, gee jou tot die eer. Skenk ons 'n helder somer Kerstmis aan hierdie land, o Heer. Esegiel 37. Esegiel 37. Ons gaan vandag 'n bietjie grawe in bene. Soos jy almal argeologe geword het, vir die goeie nuus vanoggend. Esegiel 37. Job skryf lees visioen van doodsbeendere. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. Hy het my keer op keer rondom laat loop. En kyk, daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê en er was heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my, mensekind, kan hierdie beendere leef? Ek het geantwoord, my Heer, Here, net U weet dit. Toe sê hy vir my, profeteer oor hierdie beendere, sê vir hulle, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here vir hierdie beendere. Kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee sodat julle kan leef. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid, net toe profeteer, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk en so waar aan hulle is daar seënings en vleis kom te voorskyn. Vel is aan bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Hy sê toe vir my, profeteer vir die wind, profeteer mensekind en sê vir die wind, so sê my Heer die Here, wind, kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaakte sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer soos hulle my beveel het, die wind het in hulle ingegaan en hulle het lewend geword en hulle het op hulle voete gaan staan, 'n buitengewone groot leer. Hy sê toe vir my, mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons is beendere, is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Daarom profeteer en sê vir hulle, so sê my Heer die Here. Kyk, ek maak julle grafte oop. Ek sal julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die grond van Israel. Julle sal besef dat ek die Here is wanneer ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my gees in julle gee en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak van die Here. Net tot sover. Nou ek het vanoggend ietsie saamgebring. Nou sy naam is John, want ek weet nie wat sy naam is nie. En sy van is Doe, so is John Doe. Maar dalk is dit net ek, nee. Maar ek weet nie of julle ook so voel nie, maar ek geraamd is julle ook baie keer 'n bietjie benoud nie, nee. Ek moet nogal sê, nie altyd benoud nie, ek moet sê, geraamd is dit my nogal bestaan verskriklik gefascineer. Nou ek weet natuurlik as jy in die donker loop en hierdie ou John Doe besluit, hy spring in die donker voor jou uit, nee, dan gaan jy sny. Of laat ek eerder so sê, nee, as jy nie Frans kon praat nie, as John voor jou uitspring in die donker, is jy vlot Frans, hoor. Ek onthou nogal in ons biologieklas het ons die voorreg gehad daar in Hebron dat ons 'n lewensgroot een gehad het. Man, natuurlik as jy in die biologieklas ingeloop kom, dan loop jy reguit na hom toe want jy wil gaan kyk van kop tot toon. Hoe lyk die mens se bene binne? Natuurlik het ons die meisies baie bang gemaak in die biologieklas en ons het vir hulle gesê die ou het arm hy te veel huiswerk gehad. Toe gaan hy dood. So dis nie goed as jy te veel huiswerk kry nie want dit is baie gevaarlik anders gaan jy beland waar hy is. Maar nou ja, John is letterlik net 'n klomp bene. En bene wys iets van 'n mens wat bestaan het. Maar dalk kan julle my gou help vanoggend. Kan julle dalk vir my sê of John ryk was of arm was? Of hy van rugby gehou het of nie?
Ek gaan 'n leidraad vat om te sê ek dink hy's dalk 'n mannetjie gewees want kort een ribbe weer die kinders het hom gespeel. So ek dink hy's dalk 'n mannetjie, hoor. Al wat ek vir julle dalk kan sê vanoggend oor John met groot sekerheid is dat sy toekoms nie te blink lyk nie. Maar sodra ek dink aan geraamtes of wanneer ek 'n geraamte sien net, dan dink ek dadelik aan lewe en dood. En dis nou maar net so, die dood is altyd naby in 'n mens se gedagtes. Nou ek wil vanoggend gesels bietjie oor iets wat baie vreemd is. 'n Baie weird gedeelte eintlik in die Bybel. En dit gaan letterlik oor geraamtes. Hierdie gedeelte gaan oor 'n man wat in Jerusalem was. En op 'n stadium toe kom die Babiloniërs in en die Babiloniërs annekteer toe vir Jerusalem en die Babiloniërs vang toe 'n klomp manne wat in Jerusalem was. Onder een andere was daar 'n man in Jerusalem gewees met die naam van Esegiel wat saam met hulle gevang is. Die Babiloniërs het 10,000 van die beste manne wat hulle kon kry en van die slimste vrouens wat hulle kon kry het hulle gevang om weg te voer na Babilonië. Een van die ouens wat weggevoer is saam met al die ouens na Babilonië toe was Esegiel. Natuurlik noem baie mense vir Esegiel 'n profeet. Ek wil net vir julle sê onthou net as iemand praat van 'n profeet, dan hoor jy en jy dink aan iemand wat oral spreek. Elke geleentheid is die regte geleentheid. So Esegiel is 'n prediker. Nou wat gebeur het is God se mense, die Israeliete, het hulle ordentlik daar uitgejaag. En dis omdat hulle ordentlik aangejaag. Jy sien, Israel was vasgevang gewees op 'n stadium in 'n sirkel van sonde. Ons ken dit. Kyk, dit gebeur so maklik om daarin te beland. Een oomblik, dan dien jy God met alles in jou hart en siel en krag. En God kom en hy gee vir jou alles wat jy nodig het. En dan op 'n stadium vang jy jouself uit. Dan raak die goed wat God gee vir my belangriker as God self. Voilà! Mense noem dit sonde. So maklik soos dit. Dis nie so wat ek en jy baie goed ken. Om in daai gat te beland waar die seëninge belangrik raak as die een wat seën. En wanneer jy dit agterkom dat God se seën, dat ek agter God se seën aanhardloop en nie God nie, vang jy later self uit en jy kom agter, maar ek het 'n leë tank, my tank is nie vol nie. Dan voel jy so leeg soos John vanoggend. Maar as jy agter God aanhardloop, gaan jy ontdek, jy het 'n vol tank. Want God is 'n God van lewe en God maak vol. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Maar partymal kruis jou pad met mense en dan is hulle net so zombies. Ek sit hierdie week, eendag moes ek nou binnelandse sake toe gegaan het, waar is my skuldiges? Johan Krikke, nee, is reg. Nou sit ek daar in binnelandse sake, daar's nie veel om te doen binnelandse sake nie, behalwe jy sit net daar nou, jy maar die mense dop maar daarin en uitkom. Nou en dan is jy gelukkig gespeel in musical chairs, dan kry jy so van een stoel na die volgende en dan geholp. Maar dan sit jy daar en dan kyk jy die mense wat daar ingeloop kom en daar is vreemde mense wat daar ingeloop kom, almal op 'n stadium daar inloop. Jy kan sien hulle haal asem, maar daar is nie lewe nie. Want sodra jy die gordyne begin optrek, jy begin agter die rook kyk, dan sien jy eintlik mis maar 'n sak bene wat daar rondloop. Die bene loop rond, maar daar's niks binne in nie. Dan hoor jy nog hoe praat hulle ook. Nou sit ek daar en nou dink ek was klein. En ek kon nie wag om groot te word nie. Later was ek binne my tienerjare en toe slaan ek by 20s, later universiteit toe en die heel pad is jy baie opgewonde om die lewe te ervaar en die lewe te sien. Baie van ons het in ons 20s lekker gekuier. En later, iewers op 'n stadium in my 20s het ek agtergekom, maar ek begin iets mis. Ek begin dood voel binne in my. Dan kry jy natuurlik 'n paar kinders, dan probeer jy 'n paar rand maak, mik vir daai finansiële doel wat jy vir jouself gestel het. Dalk is jy gelukkig hier en daar, maak jy een, mis 'n paar, maar jy bly voel iets kort. 'n Mens voel iets mis. Ek voel iets is leeg binne my. Ek voel bietjie dood. Mense, Esegiel praat vanoggend met elkeen van ons wat vanoggend hier sit en so dood voel. Esegiel leer vanoggend vir ons dat vir God niks onmoontlik is nie.
dat God 'n dooie hart kan terugbring tot lewe. Dat God dooie harte 'n skok kan gee. Dat ons weer kan begin lewe. Dat die hart weer aan die gang kan begin kom. In Esegiel 37 gee God vir Esegiel 'n baie vreemde opdrag. Hou net gou in gedagte dat die boodskap wat Esegiel kry is om dit oor te dra aan ouens wat nou in Babylonië sit. Dis ouens wat hoop verloor het. Hulle het hulle huise verloor, baie van hulle gesinne verloor, hulle het hulle land verloor, hulle sit in 'n vreemde land en hulle wil in herwense. Hulle het moed opgegee, hulle sien nie meer kans vir die lewe nie. Dis ouens wat nie meer wil nie. Die boodskap wat Esegiel aan hulle moet oordra, is iets wat God vir Esegiel gaan wys. So Esegiel sien dit met sy eie oë. Kyk gou wat staan in vers 1 en 2. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop en kyk, daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê en er was heeltemal verdroog. Wow. Dit is nogal vreemd hoor. Ek weet, sit jou gou vanoggend in Esegiel se skoene. Sien dit gaan in jou gedagtes, iets soos 'n oorlog wat hier voor jou gebeur. En nou sien jy net voor jou, so ver as wat jy kan kyk, net bene. Jy kan nie loop tussen die bene sonder op 'n been te trap nie. Daar's nie gate tussen die bene nie. Dis laag, bene op bene op bene. As jy die bene loop, dan hoor jy hoe kraak die bene onder jou voete. Toe vra God vir Esegiel in vers 3. Mensekind, kan hierdie beendere leef? Ek het geantwoord, my Here, net hierdie bene. Esegiel sê, ek weet nie, net hierdie bene. Klink amper soos 'n rugby onder en daar wedstryd, as hy man daar staan, hy's lekker moeg lê. Jy weet, as ons net die gameplan gespeel het, jy weet, en doen, jy weet, wat die coach gesê het, jy weet, en jy weet, dan het ons minder foute gemaak, jy weet, en dan weet jy, het ons 'n goeie kans gestaan, jy weet, om te wen, jy weet. So daar staan Esegiel en sê, God, U weet dit, ek weet dit. Hier staan God se prediker, God se boodskapper, wat na die vallei gebring is, waar hy nog nooit was nie. En interessant is, dat baie van die geleerdes bereken, dat die plek waar Esegiel nou staan, is iewers naby die dooie see, ongeveer 400 meter onder seevlak. Die dooie see is baie laag. En enigiemand wat daar staan, kan sien vir homself, dat op 'n stadium was hier 'n massiewe oorlog in die gang gewees, want hier is baie mense dood. Die bene is oud, die bene is droog, die bene is dood, die bene is al vol stof, die bene lê oral. Ek kan my nogal insien daar, waar dit lekker ongemaklik is. So wat is die doel? Wat wys God vir Esegiel? Wat bedoel God hiermee? Wel, twee redes. Aan die eerste kant is dit iets profeties. Dit beteken dat God eendag die Israeliete gaan terugbring na hulle land toe en die Messias gaan kom, dit is Jesus, om aan dooie bene weer lewe te gee. So Jesus gaan almal se lewens verander. Die ander rede is 'n praktiese rede. Dit gaan letterlik oor jou en my. Dit gaan oor jou bene en my bene. Jou bene is iets wat binne in jou lyf is. Dit gaan oor mense wat binne dood gegaan het. Wie se vlammetjies flikker. Dit gaan oor mense wat op 'n stadium in hulle lewe opgespring het en gesê het, ja Here, enige tyd Here, hier is ek Here. En nou waar is hulle nou? Dit gaan oor mense wat dalk in hulle huwelik worstel, doodgaan in hulle huwelik. Dit gaan oor jou toekoms, waar jy nie veel hoop sien nie. Jy voel dood binne in jou. Dalk is dit jou loopbaan wat jou doodmaak, jou werk wat besig is om jou dood te maak. Dalk is jy nou vanoggend hier, in daai vallei van droë bene. Daar is nie meer lewe in jou hart nie. Daai opgewondenheid wat altyd daar was, is weg. Jy karring net voort deur die lewe. Jy haal asem, jou hart klop,
Maar om eerlik te wees, jy voel nie veel van 'n lewe nie. Hierdie boodskap het jou naam. Want God spesialiseer daarin om my dooie goed lewe te gee. Kom ek wys vir julle 'n paar interessante goed wat jy dalk nie geweet het. Eerstens was die geraamtes wat daar rond gelê het, die klomp Johns wat daar rond gelê het, is net bene. Is nie geraamtes nie, is los bene. Daar's 'n kop, daar's 'n been, daar's 'n arm, lekker by mekaar. Die beste wat ek vir julle kan verduidelik, soos julle daar by prentjies sien, is soos 'n boks Legos. Julle almal ken 'n boks Legos. Die blokkies is nie mekaar gesit nie, dis net blokkies waar jy kyk. Dis die prentjie in jou gedagte moet hê. God sê vir Jesegiel, praat met die bene, preek vir die bene. En hierdie bene gaan nie net ritsel nie, hierdie bene gaan ritsel en raas wanneer jy preek. En Jesegiel praat met die bene. God sê vir Jesegiel, wanneer jy met die bene praat, bedoel wat jy sê. Wees ernstig met hierdie bene. En Jesegiel vra vir God, maar wat moet ek vir hulle sê? God sê vir hom, moenie daaroor bekommerd wees nie, ek sal vir jou my gees gee, en die gees sal jou lei wat jy moet sê. Moenie terughou nie, praat met die bene. Ek moet nog gesê, dis nie 'n maklike een nie, hoor. Om met 'n gehoor te praat wat mors dood is. Van hulle is van die slaap, van hulle is verveeld, van hulle is spyt hulle het gekom, van hulle is kwaad omdat hulle vroeg opgestaan het, van hulle wil huis toe gaan net om te kan sê ek het darm 'n preek gehad, van hulle is deur pa en ma gedwing om hier te kom sit, van hulle voel half gedwing omdat hulle, as hulle nie daar is nie, is daar niemand nie. Van hulle hou nie van die boodskap nie, van hulle het kom kyk of wat die ander mense aanvang en wat hulle aantrek, van hulle het gekom omdat hulle lekker nuuskierig is, van hulle kan nie wag om klaar te kry nie, die sekondes word afgetel. Van hulle het 'n deal verloor, nou moet hulle in die kerk sit. So Jesegiel het nie 'n maklike crowd gehad. Want die skare wat voor hom gestaan het, wat voor hom gelê het, was mors dood. En nou moet hy vir hulle preek. Onthou wie die boodskap moes hoor. Dit was mos die Israeliete gewees. Wat weggevoer is en daar in Babylonië sit sonder hoop. Dis die ouens wat moed opgegee het. Dis die ouens wat dood was binne-in. Ouens wat nie reageer het op enigiets wat God gesê het. Wat nie meer omgegee het. Ek moet eerlik wees, nee. Ek dink dis iets wat elke dominee al iewers in sy lewe ervaar het. As jy hier agter die Bybel uitloop, en dan voel jy, die mense was vandag mors dood. Vandag was dit klomp ou bene gewees, ouwe tyd. Maar God sê vir Jesegiel, moenie ophou nie. Jy praat met die bene. Jy gaan nie ophou nie. Gooi hulle met die goeie nuus. Gooi hulle met die enigste stukkie goeie nuus wat hulle die hele week gaan hoor. Gooi hulle met die evangelie. Met die nuus van God wat kan, terwyl hulle nie antwoorde het nie. Moenie ophou nie. Sê vir hierdie bene, dis wat God sê. Hulle moet dit hoor. Jy preek en jy los die res vir my. En daar trek Jesegiel weg en hy preek vir daai dooie bene wat daar lê. Hulle hoor God se woord lank en ordentlik en deeglik en duidelik. Dis eintlik ongelooflik, mense. As jy daarin dink, nee, dat ons vanoggend hier sit en ons kan dit nog steeds hoor. God wat met jou praat, sodat jy dit kan hoor met jou eie ore. God gebruik sy boodskap, maar hy gebruik sy stem. Ek moet eerlikwaar vir julle sê, ek het persoonlik nog nooit iemand in my lewe gered. My preek het doen niks. Dis die woord van God wat lewe gee. Dis die Heilige Gees wat met jou hart praat. Wat jy hoor, moet jy hoor. Jy sien, ek is net die pen. Ek is nie die skrywer nie, God skryf. En wat ons nou vanoggend hoor, moet ons hoor, want God praat met jou en hy praat met my. Toe Jesegiel met daai dooie bene praat. Toe begin daai dooie bene skud. En hulle begin rattel en die dooie bene begin raas. So stukkie vir stukkie begin die bene na mekaar toe beweeg en hulle soek hulle eie parte waarin hulle vas was baie jare terug. Skielik toe Jesegiel sy oë uitvee terwyl hy preek, toe sien hy nie meer bene wat rond lê nie, maar oral is daar net geraamtes.
En toe hy oor die geraamtes in mekaar is, dis nie dooie bene wat langs mekaar lê nie, daar kom seënings binne die bene uit, en hy begin hierdie geraamtes weer in mekaar bind. Esegiel stop nie daar nie, hy sê dit gaan nog een verder. Toe die seënings vas is, toe kom daar spiere, en die spiere begin rondom hierdie geraamtes vorm. Later toe word daar vel oor hierdie spiere getrek. Nou lyk dit soos 'n regte oorlog wat nou net gebeur het. Hier lê 'n klomp dooie mense. So ver as wat jy kyk, net dooie mense. Kyk wat staan in vers 9 tot 11. Hy sê toe vir my, profeteer vir die wind. Profeteer mense kind en sê vir die wind, so sê my Heer die Here, wind, kom uit die vier windrigtings. Blaas in hierdie doodgemaakte sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Die wind het in hulle gegaan en het lewend geword en op hulle voete gaan staan, 'n buitengewone groot leer. Hy sê toe vir my, mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Hierdie dooie mense wat op die grond is. Interessant is Esegiel profeteer oor die wind. Baie geleerdes bereken dat die wind eintlik 'n simboliek is vir die Gees. En hulle begin opstaan. En dan kom lewe in hulle. Hulle het vol geword. Die wind is die Heilige Gees. Hulle het opgestaan en daar was baie van hulle en hulle leef. Van dooie, droë bene na mense wat vol geword het, vol harte. My liewe fynbosfamilie, verlede week, toe raak een van ons katte weg. Ek het dan nie baie gedink daarvan, want gewoonlik loop hulle mos nog maar rond, en dan kom hulle mos maar later terug. Nou, hy het dit nog nooit gedoen nie, maar toe gaan slaap ons die Vrydag aand, en die volgende oggend, toe ons wakker word, toe sien ek, hy is nog steeds weg. Nou begin ons nou soek, want nou wonder ons, dalk het ons per ongeluk die iewers in 'n kas toegemaak. Ja, en ons het alle kaste, huise en karre deurgesoek, ons kry niks. Later toe vra ons die bure of die bure dalk iets gesien het, en die bure nie dalk die kat maar iewers toegemaak, die bure weet ook van niks. Nou raak dit donker, die Saterdag aan, en dan kom hy nou terug. Nou onthou julle, Saterdag het ons so lekker gereën, en Sondag nie. Sondag kom ons kerk toe, ons kom by die huis, nou nog steeds volgerom, niks. En nou reën het ons lekker hy Sondag. Nou gewoonlik wanneer dit reën kom hulle daar op 'n stadium ingestorm wanneer dit reën, neem dit niks. Dis al 3 dae. Sondag aand toe raak dit donker, dis al 3 dae. En nou gee ek al moed op. Ek het nou aangeneem, luister, daai kat is weg. Iewers het honde om in die kat in geskraap of in die hande gekry of iewers het 'n kar om raak gery. As iemand net vir my wil kom sê, weet mos daai onsekerheid wat 'n mens altyd het, jy weet mos nooit. En dan bid ek tot die Here en ek vra ag Here, asseblief, dis nie lekker nie. Die kinders hou nie af van nie. Vir ons is dit nie lekker nie. Ek wil net nie hierdie arme ding moet ly nie. Stuur hom terug. Almal is hartseer. Natuurlik was dit die oulikste katjie gewees met speel lekker met die kinders. Sondagoggend 3:30. Toe hoor ek die storm uit die huis. En weet julle, ek staan nog geskok daai Sondagoggend. Ek is nie 100% seker waaroor nie. Want aan die een kant staan ek verbaas omdat gebed regtig werk. Omdat ek dis eintlik daai klein geloof wat eintlik nou uitkom. Jy moet eintlik nie verbaas wees oor nie, maar jy kry mos daai shocker as jy bid en gooi agter my iets daar oor die Here. Aan die ander kant, omdat ek moed opgegee. Vrede gemaak het, ek het aanvaar die kat is dood, dis nie lekker. My hart was lekker seer gewees oor en God stuur die kat terug. En ek sê vir myself, maar dis onmoontlik, amper 4 dae. 3 dae weg gewees, amper 4 dae, leer, wind en reën. Maar niks is vir God onmoontlik. God kan almal help. God kan iemand wat dood is, iets wat jy dink dood is, weer laat lewe. Wanneer jy dink daar is nie 'n halwe kans nie, dis onmoontlik, daar is geen manier nie. Dan kom God en hy bring bene bymekaar, sit seënings aan hy bene, trek hom met spiere oor, sit vel oor, blaas die wind in en hy hou staan op. Vir God is niks onmoontlik nie. God kan lewe gee waar daar dood is. Of dit in jou huwelik is, of dit in jou werk is, of dit in die kerk is, of jou omstandighede is, of jou finansies is, dit maak nie saak nie, vir God is niks onmoontlik nie. God
kan lewe gee. God maak vol. God gee lewe. Moenie vir God onderskat nie. Hierdie Israeliete moes hulle koppe optel en hulle moes weer begin leef. Weer begin hoop kry, want vir God is niks onmoontlik nie. Wees verseker daarin dat jou omstandighede nie vir God onmoontlik is nie. Die Babiloniërs staan nie 'n kans nie, want vir God is niks onmoontlik nie. Hulle het later toe teruggegaan. Moenie hoop verloor nie. Moenie moed verloor nie. God gee lewe. Selfs uit droë bene uit, wat gesaai is soos Lego-blokkies, kan weer by mekaar kom, opstaan en God verheerlik met vol harte. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons hier vanoggend hier voor U staan, moet ons eerlik bely vanoggend. Ons dink baie keer U is te klein. En ons kyk na ons huwelik, ons kyk na ons lewe, ons kyk na ons werk, ons kyk na ons finansies, ons kyk na ons omstandighede, ons kyk baie keer in iets wat ons in beland waar ons nie antwoorde het nie, waar ons nie hoop het nie, waar ons geen uitkoms kan hê. Ons weet die Here is 'n saak buite ons hande, en dan voel ons so vinnig moedeloos. Dan voel ons asof ons hoop verloor. En Here, dankie dat ons vanoggend weer kan hoop, dat ons soos hierdie bene geskud word, wakker geskud word, dat ons kan besef, Here, dat vir U niks onmoontlik is nie. U vra vir Esegiel of hy dink U kan dit doen. En selfs Esegiel sê nie, U weet. Here, dankie dat ons vanoggend met vrymoedigheid kan antwoord as U ons vra of U kan in ons lewe, dat ons kan sê, Here, ja, Here, U kan. U het die krag. Vir U is niks onmoontlik nie. Dankie dat ons vanoggend hier kan staan en dat ons kan weet met elke liewe ding waarmee ons borstel in ons lewe, elke liewe ding wat ons probeer plat trek, dat ons nie soos dooie bene hopeloos om te staan, die Here, maar dat ons na U kan vlug, want die bron van ons lewe is U gee lewe. Here, help ons dat ons in ons dooie harte weer sal wakker word vir U. Dat U ons harte sal skud as dit nodig is, dat ons harte vol sal word vir U. Dat ons weer ons hand sal opsteek om te sê, Here, ja Here, hier is ek soos Jesaja, en sal sê, Here, stuur my. Wees met ons elkeen, Here, dat U weet hoe maklik ons in daai gat kan beland. Dat ons vanoggend ten minste hier kan uitstap met hierdie lied, hierdie waarheid, hierdie woord in ons hart. Vir U is niks onmoontlik nie. Dankie, Here, dat ons vanoggend hierdie kan bid. In die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen.